As hy. As hy. Okay, so kom ons sê ek het 'n stroombaan, daar is my battery, hy het 3 selle. Onthou asseblief as hulle vir jou die volts gee van 1 sel, dan om die batterys in te kry, dan kyk jy net hoeveel selle daar is, dan maal jy dit met daai getal. Ek gaan nou sommer net 'n random stroombaan teken. Dis net altyd vir my, ek wil altyd net eers deur 'n verduideliking van die stroombaan gaan, voordat ons inspring by die berekeninge, dat ek net seker maak julle verstaan hoe 'n stroombaan werk, want as jy verstaan hoe 'n stroombaan werk, dan raak dit aansienlik makliker, want andersins is dit so half 'n tas in die donker. Jy probeer iets, maar jy is nie heeltemal seker hoekom jy doen wat jy doen nie, maar dan werk dit op die ou ende vir jou uit, en as jy net baie gelukkig dat jy jou punte gekry het, maar jy verstaan nog steeds nie regtig hoe hy werk nie. So om so 'n situasie te verhoed, kom ons kyk gou. Okay, so ek gaan nou vir julle verduidelik in terme van 'n stroombaan wat wel interne weerstand het. So ek gaan sommer maar net so klein erretjie daarbo maak, net om te sê is interne weerstand. So die belangrikste ding vir jou om te verstaan is jou stroombaan bestaan uit elektrone wat die heeltyd in jou metaal beweeg en hulle tree op as ladingdraers. So hulle vat energie van die battery en hy dra dit oor na die komponente van jou stroombaan. En dis baie belangrik dat die energie wat hy by die battery kry, reg deur sy roete hy van ontslaa raak, sodat in die tyd wat hy weer by die battery kom, hy niks meer van daai energie het wat hy daar weggevat het nie. Want andersins het jy 'n geval waar jy jou stroombaan charge letterlik jou battery. Want as hy energie daar uitvat en energie weer terugsit, dan is hy mos nou eintlik besig om hom indirek ook 'n bietjie te laai. En dit werk nie uit nie. So die belangrikste ding wat jy moet verstaan is daai voltmeter. Wat 'n voltmeter doen is, jy kan gaan kyk na die definisie wat ek het vir volts, maar dit is die hoeveelheid energie wat 1 coulomb lading tussen die 2 punte van die voltmeter gebruik, of wat hy oordra aan die komponent, of wat hy kry by die battery. Maar daai voltmeter gee eintlik vir jou 'n energiewaarde. So ek hou daarvan om my stroombaan te vergelyk met soos 'n trail run. So wat nou gebeur is, jy het jou mense wat jou marathon of wat ook al gaan hardloop, en hulle is hier by die wegspringplek. So terwyl 'n skakelaar oop is, sê nou maar, ek moes nou hier nog 'n skakelaar geteken het. As jou skakelaar oop is, beteken dit die mense kan nie hardloop nie, want die roete is nie voltooi nie. So nou kan hulle nie wegspring nie. So hulle sit nog daar met hulle maksimum hoeveelheid energie. Onthou, ons het nou mense wat lekker gecarbo load het, hulle het lekker al hulle energy gels en hulle rehydrate en als gedrink, hulle het hulle bene gerus, so hulle het soos optimaal energie soos wat hulle daar staan. En wat dan nou gebeur is, as jou battery interne weerstand het, dan sit asof daai mense eintlik wegspring op 'n bult. So net om soos aan die gang te kom, verloor hulle al klaar 'n bietjie van daai energie. En dan moet hulle hele resies voltooi as die stroombaan nou toe is. Dan moet hulle resies voltooi, en teen die tyd wat hulle klaar is, moet hulle al daai energie opgebruik het. Jy gaan mos nou nie inskryf vir 'n 10 km as jy eintlik 'n 40 km kan doen nie. So jy kies mos jou resies op grond van jou vermoë. So jy daag jouself uit sodat jy teen die tyd wat jy weer daar is jou energie op. En jy kan hierdie resistors sien as jou bulte. Die res is als afdraande. Daar gebruik jy nie regtig energie nie. Maar by jou bulte is waar jy jou energie gebruik. En hoe styler die bult is, hoe meer energie gebruik ek daar. So wat nou gebeur is, jou mensie spring weg, hulle verloor hulle eerste aanvanklike hoeveelheid energie. So dis kom jy het jou EMK, dis jou maksimum hoeveelheid energie wat hulle het. So dis die voltmeter lesing voordat jou ladings uit die battery uitbeweeg. So as die stroombaan oop is, daai voltmeter lesing, dis jou EMK. En dan word die eerste bietjie energie gebruik net om weg te spring. Ons praat van dit ook as die verlore volts, want dis die volt wat nie gebruik kan word vir die res van die roete nie. Hulle word gebruik net om weg te kom.
En dan die res van die energie moet als hierso by die ander bulte opgebruik. En ons praat van daai as jou eksterne, hierdie is jou intern en daai is jou ekstern. So ekstern is alles, enige plek waar jy energie gebruik buite jou battery. So met ander woorde, as my EMK byvoorbeeld 12 volts was en ek maak my skakelaar toe en hy val na 10 volts, daai 10 volts is wat ek nodig het vir my eksterne roete en daai 2 volts, so uit geval van 12 na 10, noem ek my verlore volts, want dit gaan net verlore hier in die battery, hy het nie eintlik dit om verder mee te werk nie. So, laat ek net so dink. Okay, so wat ek ook hou daarvan om te doen, is om my roete verskillende kleure te highlight. Kom ek vat net 'n dikker ene. Want jy het 'n groep mense, né? So hulle spring nou hier weg. Onthou altyd konvensionele stroom is van positief na negatief. Hoekom maak jy nou so? In geval daar spring jy nou weg, hierso, daar gaan hulle en nou kom jou mense op 'n plek waar hulle kan kies. Hulle kan of die roete gaan of hulle gaan daai roete gaan. So hulle gaan nie altoe, dis nie 'n loop nie. Hulle moet kies. Dis 'n vurk in die pad en dan gaan hulle weer terugkom by die gewone pad. So jou een groep mense gaan daardeur hardloop en daardeur en dan gaan hy weer terug hier by die battery en dan sou 'n ander groep mense wat ook hier wegspring wat die onderste roete kies. Nou die stroom wat deur die groen streepie verteenwoordig word hieronder, dis die grootste stroom, né? Onthou, jou grootste stroom volg ons altyd die pad van die laagste weerstand. Maar so meeste mense wil net die roete klaarmaak. Hulle worry nie om hulle self uit te daag nie, maar daar's altyd 'n paar topfikse mense wat die moeilike roete gaan kies om hulle self uit te daag. En die hoeveelheid energie wat daai mense verbrand is dieselfde, want vir 'n fikser mens om sê net maar 10 km te gaan hardloop en vir 'n onfikse mens om 2 km te gaan hardloop of 3 km gaan hulle dalk dieselfde hoeveelheid energie gebruik. So die energie wat die blou span verloor daar deur die 3 ohm resistor gaan dieselfde wees as die energie wat die groen span verloor, wat beteken die volts oor my hele parallelle kombinasie gaan dieselfde wees. So die volts oor daai 3 ohm resistor gaan dieselfde wees as die volts oor die 1 ohm resistor gaan dieselfde wees as die volts oor my parallelle kombinasie, want onthou, die volts lees nie hoeveel energie gebruik die ladings altesaam nie. Dit sê hoeveel gebruik 1 coulomb lading. So jy kan dink daaraan as hoeveel gebruik een persoon. So of die persoon nou daardeur hardloop en of die persoon nou daardeur hardloop, elke een wat van daar tot daar hardloop, gebruik dieselfde hoeveelheid energie. So dis hoekom ons nie daai twee waardes bymekaar plus om daai ene te kry nie, want hy lees nie altesaam deur daai twee roetes nie, hy lees net per lading, per persoon wat daardeur hardloop. So teen die tyd wat hulle hier kom, het hulle almal dieselfde hoeveelheid energie verloor en dan moet hulle die res van hulle energie moet hulle daarso gebruik sodat hulle by die wenpaal aankom of by die battery aankom met niks energie nie. So jou goue vergelyking wat jy het vir elektrisiteit is V is gelyk aan I maal R. Behalwe nou soos vir hoe om die parallelle kombinasie se weerstand uit te werk, daai goed weet julle nou al van graad 10 af, maar hierdie is die een waarna toe ons die hele tyd terugkom. Want hierdie ene kan jy op 'n klomp verskillende maniere skryf. So onthou net, jou volts het ons gesê is 'n energiewaarde en die energiewaarde hang af van die weerstand waardeur hy gaan. So die hoeveelheid energie wat ek verbrand hang af van die moeilikheidsgraad van die bult waardeur ek hardloop, van die weerstand waardeur ek gaan. So as ek 'n bult het van 50 grade, gaan ek dalk baie meer energie verbrand as wat ek 'n bult het van 10 grade byvoorbeeld. So jy moet seker maak dat daai twee waardes mekaar match. Jy kan nie die vergelyking gebruik en net random waardes daarso gaan insit nie. Jy moet seker maak dat jy
as jy die weerstand kies, moet jy die energiewaarde hê wat saam met dit gaan. Soos ek kan nie byvoorbeeld vir jou vra, hoeveel calories verbrand jy as jy 10 km gaan hardloop, maar jy begin eers jou horlosie, jy vergeet om hom aan te sit in die begin, so jy begin eers by 2 km. Daai waarde wat jy daar kry, gaan mos nie wees vir die 10 km nie. So dis dieselfde tipe ding hierso. So wat nou gebeur is, as ek die volts wil hê wat verlore gaan uit die battery uit, daai volts gaan verlore as gevolg van die interne weerstand. So daai, as ek hom wil uitwerk, dan's dit I maal klein r. Nee, so as ek V intern wil hê, is dit I maal klein r. Jy gaan altyd, en daai I gaan altyd jou totale stroom wees, behalwe op 'n plek waar dit nie jou totale stroom is wat daardeur hardloop nie. Deur jou battery hardloop die blou en groen. Deur hierdie ene hardloop die blou en groen. Dis net in 'n parallelle kombinasie wat jy nie I totaal gaan gebruik nie, waar jy of net die blou of net die groen stroom gaan gebruik. En dan jou V ekstern, as jy hom wil uitwerk, dan kan jy ook hierdie formule gebruik, maar dan sit jou stroom maal jou eksterne weerstand. So met ander woorde, al hierdie weerstand, die som van hierdie weerstande, of nie die som van nie, want hierdie werk jy mos nou anders uit, maar die ekwivalente weerstand van jou stroombaan. So die totale weerstand van alles buite die battery. So hierdie ene, kom ons maak hom dan net sommer 'n ander kleur. So daai ouetjie, hoe ek hom uitwerk, is jou totale stroom maal jou eksterne weerstand. En as jy net 'n bietjie wiskunde toepas en jy haal vir I uit as 'n gemeene faktor, dan bly jy in jou hakkie oor met klein r plus groot R. En dis waar daai formule vandaan kom vir die nuwe formule wat jy het vir die EMK. So al hierdie formules which you can use, nee, jy kan al daai formules kan jy gebruik, maar dit word eintlik als afgelei van daai ene af. Dis net verskillende volts saam met verskillende weerstande. So jy kan dit gebruik op grond, enige een gebruik op grond van die inligting wat jy het en die waardes wat hulle vir jou vra om uit te werk. Ek dink, ja, dit is eers so, ek wil net sê die EMK word gebruik om hom uit die battery uit te kry en die res van die roete te hardloop. So ek dink, ek het nou alles, het julle enige vrae oor die stroombaan en hoe hy werk tot dusver? Tannie, ek wil vra, sê nou, hulle is parallel. Ek kan nou nie vir Tannie wys nie, maar as Tannie kan imagine, dat daar twee vertakkings is wat parallel geskakel is, soos, sê nou, ons add nog 'n weerstand by daai 3 ohm resistor langs aan hom. En dan die stroom wat deur die nuwe resistor en die 3 resistor vloei, is dit dieselfde hoeveelheid stroom of verskil hulle in daai een tak? As ek nou daai gaan bysit. Of ja, as dit van dieselfde hoeveelheid stroom. Sê nou ons sit 'n ammeter om daai eerste resistor en 'n ammeter om die 3 ohm resistor, gaan hulle dieselfde lesing hê. O, ja. Want albei van hulle het net 'n blou wat daardeur gaan. Daar's nie ewe skielik nog 'n ander ding wat daardeur gaan nie. So die stroom deur albei van hulle is dieselfde. Onthou dan net dan die volts is oor die hele tak, né? So dis nie net dan die volts oor die 3 ohm is dieselfde as die volts oor dis die volts oor al twee daai resistors dan saam wat dieselfde is as die volts oor die 1 ohm resistor. Al wanneer dit nie so sal wees nie, en ek het daar sulke voorbeelde gesien, is as hulle so maak. Okay, daar's my parallelle kombinasie. Nee, soos 'n gewone een. En dan hier sit hulle soos nog een. Soos of nee, nie so nie. Kom ek dink gou. Probeer nou 'n want hierdie ene kan ook nog. Dis eintlik dan net 3 aparte takke. Nou probeer ek dink. Ag, hoe het hulle dit los?
Ja, en dan as mens daai parallel moet uitwerk, dan moet mens hulle plus bymekaar en onder, soos hulle moet deel vorm van een noemer. Of Hierso, is- ja, hulle gaan deel vorm van een noemer, maar hierdie is 3 aparte takke, want jy gaan Ja, sien as jy dit soos met die kleure gaan inkleer, hierso gaan een deel van die stroom gaan, hierso gaan 'n ander deel van die stroom gaan, en hierso gaan, so dis eintlik nog steeds drie takke ja. wat daardeur gaan. Ek probeer nou dink daar was 'n ander voorbeeld, maar ek kan nou nie onthou hoe dit gelyk het nie. Ek dink ek het dit in my studiegids wat ek so ander wat dit 'n parallel binne 'n parallel was. Maar ek kan nou nie dit was amper so iets en dan het jy maar net die parallelle kombinasie van daai uitgewerk as jy die totaal uitgewerk het en dan het jy R parallel weer van daai kombinasie en daai ene uitgewerk, maar soos vir hierdie ene, soos die stroom deur hierdie twee gaan verskil, maar die stroom deur daai twee gaan presies dieselfde wees om jou vraag Okay, te beantwoord. dankie Tannie. Is dit op die stadium al? Ja, Ja, Tannie. ek is nog reg. Ja, alright. Okay. Stuur dan, kom ons doen, gaan nou gou dan 'n paar van daai voorbeelde. Stuur sommer vir my, stuur sommer vir my op die WhatsApp groep met watse een jy besig is en dan werk ons hom saam deur. Emily, Okay, wat ek sê dink jy nou? ek gaan nou begin met Mei 2024, maar ek sal vir Tannie op die groep op WhatsApp 'n foto stuur van November Asseblief. 2023, want ek dink dit het daai voorbeeld waarvan Tannie nou gepraat het oor die parallel binne in die parallel. Ja. Ja. Okay, dan doen ons Okay. hom. Ek gaan wat sê julle dit is? Want ek het 'n klomp vrae hulle dit is 2023. Ja, Tannie. Emily, ek November. is ook by my 2024. Okay. So jy kan maar net as jy die foto stuur van November 2023, dan kan jy net so, dan kan jy maar Mei 2024 ook vir Tannie stuur. Okay, is reg. Okay. Okay, want ek gaan dan sommer hom hier insit. Ek behoort dan stuur maar net in 'n geval en dan ek dink ek het daai vraestel dan op my laptop. Okay. Ek het Okay, so by November 2023 sê hulle in die stroomdiagram hier onder het die stroombaan 'n battery, waar is my highlighter, met 'n EMK van 12 volt en 'n interne weerstand van 0,5 ohm wat aan 3 weerstande, 'n gloeilamp, 'n skakelaar, 'n ammeter en 'n verbindingsdrade verbind is. Die ammeter en verbindingsdrade het weglaatbare weerstand. Gaan nie nou worry oor stel Ohm se wet nie en dan sê hulle vir jou skakelaar S word nou gesluit. Bereken die totale eksterne weerstand van die stroombaan. So dis nou hier in hierdie geval wat ek nou sommer gaan highlight. So jy het nou die een deel wat hierdeur hardloop. So. En dan het jy die ander groepie wat so deur hardloop. En dis hoe ons kan sien dat jy 'n parallel, dat dit nie, want onthou as dit oral 3 verskillende kleure is, dan sien jy dis 3 parallelle bane. Maar wanneer dit so is dat jy op 'n punt in 'n parallelle kombinasie kom waar daar weer 2 lyne saam is, 2 kleure in plaas van net 1 kleur. Dis hoe jy weet jy het 'n parallelle kombinasie binne in 'n ander parallelle kombinasie. Andersins moes daardeur dan moes daar nie, soos as hierdie byvoorbeeld, as hy nie daar was nie, dan kon jy dit maar gesien het as 3 aparte bane, maar die feit dat hy daar is, maak dat dit 'n parallel is binne 'n alreeds parallelle stroombaan. So wanneer ek nou die weerstand moet uitwerk, dan moet ek die weerstand kry van hierdie tak en dan so dit is net gou dat ons net so sê, so 1 op R parallel vir die hele ding is gelyk aan 1 op R van die boonste tak plus 1 op R van die onderste tak. So nou die probleem is, ons moet nou nog hierdie enetjie kry, die boonste tak. So vir die boonste tak het ons 1 op R parallel, so want dit is
'n parallelle kombinasie plus een wat in serie is. So ek gaan daai uitwerk. Dis 1 op R1. Ek gaan nou nie die hele formule skryf nie, plus 1 op R2. So dan kan ons dus 2 op 10. En dan onthou, ons moet, dis die waarde vir 1 op R parallel, so ek wil nog vir R parallel kry, wat beteken ek moet die resiprook vat. So dit gee vir my dat die weerstand van hierdie parallelle gedeelte is 5 ohm. So die parallelle, die weerstand van die boonste tak in totaal is die 5 ohm van die parallelle gedeeltjie plus die 10 ohm van die gloeilamp wat vir jou 15 ohm gee. En is daai 15 ohm wat jy dan daar gaan insit. Plus dan jou R parallel van die onderste tak wat daai groen is wat 1 op 15 is. En dit gee dan vir jou 2 op 15, maar weer eens dis die waarde vir 1 op R parallel, so R parallel moet ek net nog die resiprook vat, en dit gee dan vir my 'n waarde van 7,5 ohm. Julle alright met hom? Ja, dink dit nie. Okay. Moet ons solank oorgaan na die lesing op die ammeter toe? Ja, asseblief Tannie. Noem mens die volts wat deur die battery gaan, soos die interne volts, VR, Nee, dis VI. VI. Ja, Okay, V sorry. intern. En die Ja, ander so is VP. Hierdie is V of PV, party skole praat van PV vir daai buitenseën, of V ekstern. O, okay. Ja. So dit hang maar net af hoe julle werk. Ek weet hierso by Oudtshoorn werk hulle met PV, Okay, dink maar dit. meeste ander skole werk met V ekstern. So as jy nou onthou, jy kyk altyd waar is daai ammeter. So jou ammeter, al 3 jou kleure gaan deur daai ammeter. Wat beteken hy lees die totale stroom. Nou jy het 'n klomp formules wat totale stroom in het. Jy het hierdie parallelle kombinasie waardeur jou totale stroom gaan. So as jy die volts van daai parallelle kombinasie kon uitwerk of gehad het, dan kon jy die stroom daar gebruik want jy het die weerstand, maar jy het nie die stroom daarso nie. Jy het wel die EMK en dit is 12 en ja, verder het jy nie regtig 'n klomp ander goedie. So die enigste, en dan het jy mos nou jou R. So die enigste ander formule waaraan ek nou kan dink is om ja, want jy het ook die V ekstern, is om maar hierdie EMK formule te gebruik van 1 plus I is gelyk aan R plus klein r, want jy het nou net vir groot R uitgewerk. So hoekom anders sou hulle vir jou gevra het? Die EMK is 12. I is wat jy wil uitwerk, want is altyd die totale stroom wat ons met daarin gebruik. So hierdie een is 7,5 en klein r het hulle klaar vir jou gegee. So ek dink dit gaan maar net die eenvoudigste wees om maar net hom te gebruik. En as ek vir u wil hê, dan gaan deel ek aan die ander kant maar net. En dan is dit 1,5 ampere, dink ek net gou seker maak daai waarde. Die nou 'n calculator by my nie. Of ek Daniel het dink my calculator is 'n selfoon, so die ding flit net vir my. Ja, okay. So jy kon maar net hierdie formule gebruik het. Jy alright met hom? Ja, dit nie. Okay. Wil julle gou die drywing probeer? Ja, dit nie. Okay, probeer hom. Tannie, wat het hulle gekry vir die drywing? 8,44. Wow. Okay. Maar by die drywing, kyk, jy het mos 'n hele klompie formules wat jy het om drywing uit te werk. So jy het mos die P is gelyk aan VI, jy het P is gelyk aan I kwadraat R, jy het P is gelyk aan V kwadraat op R. So jy het al daai formules, daar's nog een, dink ek kan nou net nie onthou wat hy is nie. Die groot probleem is, jy moet nou net eers, hier's 'n klompie goed wat jy kort, want onthou dit moet deur die 3
R3 gaan. So jy het sy weerstand, so dit maak sin om dalk sommer om daai formule te gebruik of hierdie ene wat klaar die R het. Maar dan moet jy nou of die volts oor hierdie ding gaan kry, of jy moet die stroom deur hom gaan kry. So, en as jy die stroom deur hom wil hê, gaan jy of moet werk met jou verhoudings, of jy gaan, ja, ek dink dit gaan dalk die heel maklikste wees, om dalk maar net die volts te kry, want jy weet nou wat jou stroom is. So met die dat jy weet wat jou stroom is, kan jy jou V intern gaan uitwerk. Nee? Dis nou maar net soos what springs to mind vir my. So jy hoef dit nie noodwendig so te doen nie. Gee dit vir jou waarde, het hulle dit so gedoen? Kyk. Gee gou vir my daai waarde, het jy van julle calculator? 0,75 dan nie. 0,75. Ja. En dan as jy daai gaan aftrek van jou EMK, dan kry jy jou V ekstern is 11,25. Want onthou, daai 11,25 is die volts oor daai hele boonste tak en die volts oor daai hele onderste tak en die volts oor daai hele parallelle kombinasie, want daai is jou eksterne stroom, want daar's geen ander plek hierso in serie met die battery waar daar nog weerstande is nie. So die volts oor die parallelle kombinasie is jou eksterne volts. So dit beteken die volts oor daai ene is ook 11,25 volts. En as jy daai ene het en jy het daai ene, dan kan jy jou drywing gaan uitwerk. Maar hier is, laat ek gou sien, ek dink iets soos 4 of 5 verskillende opsies wat jy kon gedoen het. So dit hang absoluut van jou af. Dis maar net wat ek gedink het. Of jy kon dadelik net die formule gebruik het, V is gelyk aan I maal R. So as jy jou V ekstern wil hê, dan kan jy jou R ekstern gebruik. Ons het ons nou I uitgewerk is 1,5. Jy het jou R ekstern uitgewerk is mos wat 7,5 gewees. Dan het jy ook in elk geval 11,25 vir die volts gekry en dan so of jy dit nou so gedoen het om die volts te kry of so gedoen het om die volts te kry en dit dan in hierdie formule gaan insit het, maak nie saakie. En of jy met jou I gewerk het en jou verhoudings van die verhouding van die boonste tak tot die onderste tak. Dis daarom ook redelik straightforward, want ek sien die weerstand deur die onderste tak en die weerstand deur die boonste tak is albei 15. So die verhouding is 1:1, wat beteken die helfte van die stroom gaan daardeur gaan en die helfte. So as die totale stroom 1,5 is, gaan daar 0,75 deur daai ene gaan. So any which way sal dit werk. Maak dit sin? You are very quiet. Ja, Jenny. Okay, dan nog aan dit uitgeskop. Jy sê soos, maar hoor, dit ek nou net al hierdie gedoen en nie rekord nie. Want ek sien ek gaan oor soos 2 minute uitskop, dan gaan julle net gou vinnig weer terugkom. Wil julle gou prosesseer eers wat ek nou net gesê het? Ja, Ja, ek so het dit, moet Jenny, ek ek het die antwoord. Ja, ek gaan dit nou, ek's besig. Ek gaan hom nou kry dan nie. Dit is Okay, met nee, gaan hierdie, julle so dit is met hierdie 8.3.1 en 8. Wel, ek het nie geweet wat ek dink is Okay, ons gaan nou 8.3. daai doen. Ja, want ek is nie heeltemal seker wat is die verwantskappe nie. So net, as ek dit net vas lê, sal ek fyn wees. Want ek het klaar die drywing uitgewerk. Ek het al die enige gedoen. Okay, maar so julle is alraai dan nou met die drywing. Ja, Tannie. Julle is stil omdat julle besig is met daai. Ja, ek is nou daar. Okay, nee, nou ja, okay, dan voel ek bietjie beter. Okay, nee. Gaan julle so lank aan totdat die klas nou uitskop, dan gaan ons nou weer aan met die insigvragie. Okay, dis Dan reg. gaan ons nog plek maak. Ek moet eintlik hierdie waardes hou, maar wat. O nee, wag, dis 'n insigvraag, so is daarmee nodig. Kom maar alles uitvee. Maar hierdie is nog 'n lekker voorbeeld, nog 'n lekker voorbereiding. Bietjie iets anders.